Vandag kyk ons na die vermenigvuldiging van heelgetalle. Dit is baie belangrik om te onthou dat vermenigvuldiging die inverse van deling is. Wanneer ons twee heelgetalle met mekaar vermenigvuldig, is daar belangrike reëls wat toegepas moet word. Dit is baie belangrik dat jy hierdie reëls sal leer en dit sal toepas. Kom ons gaan kyk nou na die reëls van vermenigvuldiging. Wanneer ons kyk na ons eerste reeltjie, sê ons eerste reël, wanneer ons 'n positiewe getal vermenigvuldig met 'n positiewe getal, gaan ons 'n positiewe antwoord kry. Dit wil sê 'n plus maal 'n plus gaan vir jou 'n plus gee. Ons tweede reël sê vir ons 'n positiewe getal vermenigvuldig met 'n negatiewe getal gee vir my 'n negatiewe antwoord. Ons derde reël sê vir ons 'n negatiewe getal vermenigvuldig met 'n negatiewe getal gee vir ons weer 'n positiewe antwoord. Negatief maal 'n negatief gee 'n positiewe antwoord. Wanneer ons nou na die vierde reeltjie kyk wat sê as ons 'n negatiewe getal vermenigvuldig met 'n positiewe getal, dan gaan ons antwoord weer 'n negatiewe getal wees. Met ander woorde, 'n min maal 'n plus is 'n minus. As jy dus na jou reëls kyk, kan jy sien as ek twee getalle met dieselfde teken vermenigvuldig met mekaar, dan gaan my antwoord positief wees. Wanneer ek twee getalle met verskillende tekens met mekaar vermenigvuldig, gaan ek 'n negatiewe antwoord kry. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Voorbeeld nommer 1 is -2 maal -5. As ek nou na my reëls kyk, sê my reeltjie vir my 'n minus maal 'n minus gee 'n plus antwoord. So minus maal 'n minus gee vir my 'n plus en 2 maal 5 gee vir my 10. Ons kan hierdie -2 maal -5 ook skryf sonder die maalteken. Die ander metode wat hulle ook dikwels gebruik, is om te sê -2 met 'n puntjie maal met dit impliseer -2 maal met -5 en my antwoord daar is ook 10. Voorbeeld nommer 2. -3 maal met +6. Hierdie -3 maal met +6 is 'n minus maal met 'n plus en 'n minus maal met plus gee vir my 'n minus. 3 maal 6 is 18. My antwoord is dus -18. Ek kan dit ook skryf as -3 hakie 6 en dit gee vir my -18. Die ander skryfmetode is ook om dit te skryf as -3 met my punt en 6 wat vir my 'n antwoord gee van -18. Voorbeeld 3. -1 maal met 5. 'n minus maal 'n plus is 'n minus. -2 maal met -1. 'n minus maal 'n minus is 'n plus. My antwoord is dus 2. -10 maal met -3 gee vir my 'n antwoord van min maal 'n min wat 'n plus is, 10 maal 3 is 30.
Die ander skryfwyses is as ek hom ook weer in sy hakkies langs mekaar skryf, of wanneer ek in die plek van die maalteken 'n punt sit. Agt maal met minus 2 is weer 'n plus maal met 'n min, so my antwoord moet negatief wees. Dit is nie nodig dat ek die plus in die hakkie hoef te skryf nie. Ek kan net die plus weglaat. Twee maal met minus 20 is 'n plus maal 'n min is 'n min. Minus 3 maal met minus 15 is weer 'n min maal 'n min wat vir my 'n plus gee. En 3 maal met 15 is 45. Die skryfwyse wat vir jou die maklikste is en wat jy die meeste ontspanne mee is, dit is die skryfwyse wat jy toepas wanneer jy die vermenigvuldigingssommetjies doen. Minus 2 maal met 10 'n min, maal met 'n plus is 'n min, so my antwoord moet weer 'n negatief wees en ek kry 'n antwoord van minus 20. My laaste voorbeeldjie is 3 maal met 12 en dit is 'n plus maal 'n plus en 'n plus maal 'n plus se antwoord is ook weer 'n plus en ek kan dit ook op my hakkie manier skryf en dit gee vir my 'n antwoord van 36. Die volgende vraagie wat ons vir mekaar kan vra is wat gebeur as ons meer as 2 negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig? Kom ons kyk na 'n voorbeeld as ons byvoorbeeld 3 negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig. Ons het min 2 maal min 3 maal met min 4. Wanneer ek nou gaan kyk na 'n min maal 'n min maal 'n min gaan vir my 'n plus antwoord gee. So, ek gaan in hierdie geval kry min 2 maal met min 3 gee vir my 6. Dan moet ek nog die 6 maal met die min 4. Wanneer ek nou weer 'n plus maal met 'n min het, dan gaan ek 'n minus antwoord kry. En 6 maal met min 4 gaan met ander woorde vir my 'n antwoord gee van minus 24. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk, min 3 maal met min 7 maal met min 2. Weereens, as ek nou het 'n min maal 'n min gaan vir my 'n plus gee. Ek gee 'n min 3 maal met min 7 gee vir my 'n positiewe antwoord van 21, wat ek dan nog met die negatief moet maal. Die plus maal met die min gaan vir my 'n minus antwoord gee. As ek dan nou hierdie plus maal met die minus gaan ek 'n negatiewe antwoord kry van minus 42. Ek sien dus wat baie belangrik is. As ek 'n onewe aantal negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig, gaan ek 'n negatiewe antwoord kry.
Kom ons kyk wat gebeur as ons dan 'n ewe aantal negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig. As ek kyk na -1 maal met -2, gaan ek 'n plus antwoord kry. -1 maal met -2 gee vir my 'n antwoord van 2. As ek nou -3 maal met -4 vermenigvuldig, gaan ek ook 'n positiewe antwoord kry. So ek kry 'n antwoord van 12. Nou het ek 2 positiewe getalle wat ek met mekaar vermenigvuldig en 'n plus maal 'n plus gee vir my 'n positiewe antwoord van 24. Want 2 maal 12 is 24. Kom ons kyk na -2 maal -2 maal -2 maal -2. As ek nou kyk na -2 maal -2, gaan ek 'n positiewe antwoord kry en ek kry -2 maal -2 is 4. Wanneer ek nou na my volgende -2 maal -2 kry, is 'n min maal 'n min is 'n plus. -2 maal -2 is weer 4. Ek kry dus 'n positiewe 4 maal met 'n positiewe 4 en my antwoord is 'n positiewe 16. Nog 'n voorbeeld is -4 maal met -2 maal met -3 maal met -5. Hier het ek weer eens 'n min maal 'n min wat vir my 'n plus gee. -4 maal -2 gee vir my 'n antwoord van 8. Dan het ek nou weer 'n -3 maal met 'n -5. 'n min maal 'n plus is 'n min maal 'n min is 'n plus. En 3 maal 5 gee vir my 'n antwoord van 15. Nou het ek 'n positiewe 8 maal met 'n positiewe 15 en dit gee vir my 'n antwoord van 120. Wat is die baie belangrike afleiding wat ek uit hierdie sommetjies kan maak? Dit is reg. Die afleiding wat ek kan maak is wanneer ek 'n ewe aantal negatiewe tekens met mekaar vermenigvuldig, is ons antwoord altyd positief. Kom ons doen nog 'n paar voorbeelde van die vermenigvuldiging van heelgetalle. -2 maal met -1 maal met 3 maal met -3. Ek gaan dus sien, hierso het ek 'n min maal 'n min wat 'n plus is. Dan het ek 'n plus maal met 'n plus wat ook 'n plus is. Dan het ek weer 'n plus maal met 'n minus wat weer vir my 'n minus gee. Die finale antwoord van hierdie som is dan -2 maal met -1 maal 3 maal met -3 gee vir my 'n antwoord van -18. Wat baie belangrik is dat jy sal oplet in hierdie voorbeeld, het jy 3 negatiewe tekens gehad, so jy het 'n onewe aantal negatiewe tekens, so jou antwoord moet negatief wees. As ons kyk na 5 maal -1 maal -1 maal -1 maal met -1, dan gaan ek uit hierdie enetjie ook nou weer sien, ek het 'n 5, 'n plus maal 'n min wat 'n minus is. Dan het ek 'n minus maal met 'n minus wat 'n plus is. Dan het ek 'n plus maal met 'n minus wat 'n minus is. En dan het ek vir die laaste enetjie 'n minus maal 'n minus wat 'n plus is. My antwoord gaan dus 'n positiewe 5 wees. Wat baie belangrik is dat jy sal sien jy het 4 negatiewe tekens. 4 negatiewe tekens is 'n ewe aantal negatiewe tekens, daarom moet jy 'n positiewe antwoord hê. Ons kan die voorbeelde ook as volg skryf. -2 maal -1 maal 3 maal met -3 kan ons ook die skryfwyse gebruik van -2 maal met -1
maal met 3 maal met minus 3. Of soos wat ons vroeër gesien het, ook in die plek van 'n maaltekentjie 'n punt tussen elkeen van die hakies te sit. 5 maal met minus 1 maal met minus 1 maal met minus 1 maal met minus 1 kan ons ook skryf as 5 maal met minus 1 maal met minus 1 maal met minus 1 maal met minus 1 en dit kan ook geskryf word as 5 met 'n punt tussenin elkeen van die hakies. Dit is dan die lesie oor ons vermenigvuldiging van heelgetalle. Hier volg 'n paar huiswerksomme wat jou kan help om die reëls in te oefen.